Ek is Louis Botha. Ek is al hier so op die grond van 44 af, 1944. En ons is nog steeds hier bedrywig. Is nou al 3 geslagte. My pa het oorspronklik die plaas gekry in 44 en ons het hier naartoe gekom. En destyds is ons nog met osse geboer en alles sleepimplemente. En so hier in die jaar 45 het hy hierdie Mercedes GP gekoop om mee te werk. Dit was 'n tweedehandse trekker, 1933 model. En hy het hom gekoop op Swartliggins en met die trein gekom tot op Koster. En daarvan het hy geloop hier naartoe. Hierdie trekkers was al kragparafin trekkers geweest. Jy start hom in petrol en dan skakel jy, as hy warm is, dan skakel jy oor parafin toe. En dan in 1950 het hy weer ene gekoop. Het ons 2 van hierdie valjappies gehad wat mee gewerk is. Na die valjappies uitgekom het jou trekkers als meer modern geword. Trekkers het huisers aangekry, want vroeger was daar nie huisers beskikbaar nie. En dit hulle aangekry, maar jy het al die trekkers moes landwiele gebruik op die implemente om te dieptebeheer, wat die Ferguson-systeem nie was nie. Hulle het ingebouwde dieptebeheer gehad wat hy mee gereguleer het. Intussen het al die trekkers groter geword. Perdekrag het meer geword. Die mense wou graag groter implemente trek. En hierdie was nou wel van die kleiner trekkertjies geweest. Maar ten spyte daarvan dat hulle baie goeie werk gedoen. Soos die vroeë 80's het hulle eers begin uitkom met kappies en daai tipe van goedes waar jy intussen het jy in die nag gewerk, maar wat is met 'n oopstasie trekker. So jy het maar koud gekry en al die tipe dinge wat daarmee saamgewerk het. En as jy nou met hierdie nuwe goeders gaan, dan ry jy soos 'n motorkar, jy ry nie met 'n trekker nie. Hier in die later 80er jare, 90er jare, het hulle uitgekom met hierdie autosteer en al die elektroniese werking van die goeders. Wat ek so graag wou gehad op die nuwe goed, laat jy aan hom gaan werk, dat jy hom kan regmaak. Die ou goed kon jy regmaak, nie was dat jy rekenaars nog goed nodig. Jy kan nie weer 'n draad en 'n tang gebruik om aan die gang te kry nie. Ek dink baie van die mense, as hulle nou moet opstaan en sien wat gebeur, dan gaan klim hulle weer terug aan die kus. Want die dinge het nou so ontwikkel en verander teen wat hulle gewoond was. Dat dink wel, baie sou seker aanvaar, dit is nou maar so op daai manier, maar ek dink hulle is swaar aangepas daarso.